Vriende, baie welkom. Ek wil ook net baie welkom sê aan Marlies en Chart van Groblersdal gemeente wat hiernatoe getrek het. Ek sê vanmôre vir hulle, julle gaan baie koud kry en julle kom net voor die winter hier aan. Hulle het 30 jaar in die dal gebly, né? In die warm Loskop Damvallei. So, hulle sê hulle het net een baadjie tussen die twee van hulle. Ek sê nee, dit sal baie vinnig verander. Julle is nou in 'n baie koue plek. Baie welkom julle, hoor. Mag die Here julle ryklik seën ook hier in ons gemeente. Ek wil vanmôre ook net vir al die mammas sê, baie mooi Moedersdag vir julle almal en mag die Here vir julle ryklik seën. En baie dankie vir die harde werk wat julle insit in die kinders en in ons huishoudings en in die grootmaak van die kinders ensovoort. So, ek wil net vir julle ook bid vanmôre, so voordat ons na die woord van die Here gaan kyk, kom ons bid net saam en dan bid ek baie spesiaal ook vir ons moeders vanmôre. Ons dank die Here dat ons weer by mekaar kan wees om na u woord te luister en vir onsself te kom oopstel voor u vanmôre ook om te luister en te hoor en te groei, want u woord, Here, is lewend en kragtig en skerper as 'n swaard. Sal u vanmôre u woord vir ons oopbreek en sal u vanmôre ook ons harte kom seën uit u woord en ons help om te hoor en te luister en te groei. We bid vir ons mammas, Here, wat vanmôre hier teenwoordig is. Ek bid dat u vir hulle elkeen sal seën. Dankie vir die groot werk wat hulle doen in ons huisgesinne. Ons bid dat u vir hulle sal seën met wysheid en krag en met insig en dat u vir hulle sal help, Here, om godvreesende vroue te wees, wat 'n voorbeeld stel vir hulle kinders en wat 'n voorbeeld is in ons samelewing. Help hulle, Here. Ons bid dat u vir hulle sal seën in hierdie jaar wat kom. Gee insig waar daar moeilike situasies is en wysheid waar hulle dit nodig het en reinig en heilig ons moeders, Here, sodat ons rein en heilige kinders in ons samelewing kan hê. Ons dankie daarvoor en ons bid dat u vir hulle ook sal help. Dankie dat ons u kan vra, Here, om ons nou te seën met u kosbare teenwoordigheid, want u het gesê, waar 2 of 3 van julle is ek in julle midde. Dankie dat ons weet, u is hier by ons, tussen ons, in ons. Seën vanmôre u woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons is steeds besig in Jesaja 43. Verlede week het ons gekyk na vers 1 van Jesaja 43. God gee aan sy volk 2 kragtige beloftes, dat hy hulle sal deurdra, dat hy hulle sal terugbring uit ballingskap. 2 sterk fondamente waarop hulle kon bou vir die toekoms. En verlede week het ons gekyk na die eerste fondament in vers 1 en die eerste kragtige beginsel en fondament en belofte was dat God sê, julle is myne, eienaarskap. Ons het gekyk na eienaarskap en wat dit alles behels in hierdie konteks en hoe veilig ons as kinders van die Here is, as ons as bloedgewaste kinders van die Here in die Nuwe Testament ook aan God behoort. Vandag gaan ons voort en ons gaan stilstaan by die tweede fondament vanaf vers 2 tot en met vers 7 en die tema vandag is moenie vrees nie, ek is by jou. Blaai saam met my na hoofstuk 43 en ons gaan lees vanaf vers 2 tot en met vers 7. Vers 2 begin so: As jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as 'n losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. En ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. En ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Vanaf vers 2 tot by vers 7 vind ons die tweede kragtige fondament waarop hulle kan bou.
En die naam van hierdie fundament is teenwoordigheid. God se teenwoordigheid. Die eerste beginsel was eienaarskap, die tweede beginsel is teenwoordigheid. Nou vriende, die ou mense het altyd gesê, ver van jou goed, naby aan jou skade. Daar is niks wat die welstand van enige iets so verseker as die fisiese teenwoordigheid van die eienaar nie. Praat maar met enige persoon wat ver is van hulle eiendom, miskien plase of eiendomme wat ver van hulle af lê, en jy sal agterkom dat hulle vir jou sê, die kanse vir skade en verliese is baie groter as jy ver van jou goed af is, want die ou mense het nie verniet hierdie spreekwoord gehad, ver van jou goed en naby aan jou skade nie. Om eenvoudige voorbeelde te gebruik, as die eienaar nie teenwoordig is nie, sal die voertuig nie sonder water geloop het nie, en hy sal nie oorverhit het nie. Of as 'n mens nou na 'n plaas dink, die regte hekke sou oop gewees het en die regte hekke sou toe gewees het. Teenwoordigheid is kragtig. Teenwoordigheid is belangrik. Kom ons bring dit bietjie nader aan die huis. Indien die pa van die seun teenwoordig was, sou hy nie na aanvaarding op die verkeerde plekke gesoek het nie. Indien die pa van die dogter teenwoordig was, sou sy baie meer selfverseker deur die lewe kon gaan. Indien daar 'n man in die huis teenwoordig was, sou die ma nie uitgebrand het omdat sy alles alleen moes dra nie. Vriende, ons kan nie die krag van teenwoordigheid onderskat nie. Ons mag nie die krag van teenwoordigheid onderskat nie. En wanneer dit kom by verhoudings, is teenwoordigheid krities vir enige sukses. Krities. Nou sê God in vers 2 en vers 5, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Vers 5, wees nie bevrees nie, ek is met jou. Ek is by jou en ek is met jou. En ons sê dit so maklik, vriende. Mense praat met ons en sê ons, ek is met jou, ek is met jou. Bedoel, ek verstaan jou. Mense vertel ons van hulle seer en hulle ellende, ek is met jou. Bedoel, ek probeer om te verstaan en 'n bietjie te empatiseer. Maar wanneer God sê ek is met jou, dan bedoel hy baie meer as dit. Die woorde met en by in die Hebreëus kom van twee ander woorde af, en die eerste ene beteken om te rou, om te weeklaag, om te kerm. Die tweede een beteken om in mekaar te trek van wroging, en dan kom ons by hierdie woord met jou, by jou, en dit beteken ek is naby aan jou, ek is by jou. Met ander woorde, wanneer God sê ek is by jou, ek is met jou, dan bedoel hy ek rou saam met jou, ek kerm saam met jou, ek trek saam met jou in mekaar van wroging. Ek is by jou, ek gaan saam met jou daardeur. Vriende, hierdie is 'n ander graad, 'n ander vlak van teenwoordigheid. Hierdie is teenwoordigheid wat saak maak, teenwoordigheid wat 'n verskil maak, teenwoordigheid waarop ek en jy kan bou en kan vertrou. Dis nie net om daar te wees nie. Vriende, baie paas is daar teenwoordig in die huis. Hulle is daar, maar hulle is emosioneel afwesig. Hulle is geokkupeerd met ander dinge. Hulle is nie gekonnekteer met hulle vrouens en hulle kinders nie. Hulle probeer nie verstaan nie. Hulle probeer nie saam wroeg wanneer 'n kind deur 'n moeilike tyd gaan nie. Hulle probeer nie saam wroeg wanneer hulle vrouens deur moeilike tye gaan nie. Hulle lag nie saam nie. Hulle huil nie saam nie. Hulle is net daar. Hulle haal net asem in die huis. Maar hulle is nie teenwoordig nie. Maar wanneer God sê ek is met jou, ek is by jou, dan praat hy van 'n kragtige teenwoordigheid. 'n Ware, onbeweeglike teenwoordigheid wat gee, wat saam voel, wat saam beleef, wat diep liefhet en diep omgee. In vers 2 verduidelik God sy teenwoordigheid. En hy doen so in die lig van die verlede en in die lig van die toekoms. Hy herinner hulle aan dinge wat reeds gebeur het en hy sê vir hulle wat nog gaan gebeur.
Kom ons lees vers 2 weer. Hy sê vir hulle, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. In hierdie vers kyk God terug en hy herinner hulle aan 2 spesifieke geleenthede in die verlede. Die Rooi See. As julle deur die waters gaan, is ek by julle. Hy herinner hulle aan die Jordaan, deur die riviere. Hulle sal julle nie oorstroom nie. God sê onthou, kyk terug, ek was al by julle. Ek het saam met julle deur die Rooi See. Ek is saam met julle deur die Jordaan. Daardie dag toe hulle droogvoets deurgetrek het, was hy by hulle. Hy was teenwoordig. Deur die woestyn was hy by hulle teenwoordig. In die rookkolom bedags en in die vuurkolom snags. Deur die Jordaan het hy saam met hulle gegaan. Hy sê, onthou, ek is by julle. En dan kyk hy vorentoe en hy vertel hulle wat nog sou kom. En hy sê vir hulle, as julle deur die vuur gaan, sal dit julle nie brand nie. Hy sê jou nie skroei nie. In Babylon, 100 jaar later, sou hierdie voor hulle oë afspeel. Ons lees daarvan in Daniël. Die volk van God is op daardie stadium reeds weggevoer na Babylon. En koning Nebukadneser is die grootste koning wat op daardie stadium op aarde geheers het. Hy's magtig, maar sy kop raas. En hy bou 'n verskriklike goue beeld van homself en hy beveel dat almal voor die beeld moet neerval. Daniël en sy 3 vriende bevind hulle ook in Babylon. Hebreëse jong manne wat weet dat God se mense nie voor enige beeld of afbeelding mag buig nie. Geen afgode of afbeeldinge van gode nie. En hulle weier om voor hierdie beeld van Nebukadneser te buig, en Nebukadneser sê, bring hulle, en hy gooi hulle binne in die vuur. Kom ons lees dit net. Daniël 3 vers 21 sê, toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan, en hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid in die vuur gegooi nie? En hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, en hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne, los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel in hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos 'n godeseun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad, die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan het en die reuk van vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, en wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien, of te aanbid nie, behalwe hulle God. Ek is met jou. Ek is regtig by jou. Ek is in die vuur saam met jou. In die oond is ek by jou. Saam met alles wat jy deurgaan, is ek by jou. Waarom? Vers 3. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as 'n losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek. Vers 4. Omdat jy kostelik is in my oë en hoog geag is en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Kragtige woorde, koslik in my oë, hoog geag, ek het jou lief. Hier is nie woorde wat sommer vir enige persoon of persone gesê kan word nie.
Kostelik in die Hebreëus beteken, jy weeg swaar vir my. Jy's waardevol, soos iets wat skaars is. Hooggeag beteken, jy's eerbaar vir my, jy's vol glorie vir my, ek het jou lief. Hierdie is betekenisvolle woorde, vriende. Soos die Engelse sê, significant. En dit is vir hierdie tipe verhoudings waar die begrip en aksie van teenwoordigheid verskriklik belangrik word, wanneer 'n mens hierdie verhouding wil laat slag. 'n Mens kan maar dink aan 'n oupa en 'n ouma. Jy sien al wat van julle by ons al, oupas en oumas, met 'n kostelike kleinkind. Teenwoordigheid is die eerste prys, nie waar nie? Ja, jy kan WhatsApp call, maar is nie dieselfde nie. Om daardie kindjie by jou te hê vir 'n lang naweek of vir 'n kuier, die sê goed, die lomp groot word waarvoor almal lag, die saam lag, die saam huil. Die teenwoordigheid van daai kind is die eerste prys. Dit is kosbaar, dit is kostelik. Is dit moontlik dat dit is hoe God oor sy mense voel, wat na hom toe draai? Sy eie mense, soos wat 'n oupa en 'n ouma voel oor 'n kleinkind, wat in hulle oë kostelik is en hooggeag is. Ek wil vandag aanvoer dat dit is presies hoe God voel. Dat hy die teenwoordigheid van sy mense begeer en geniet. Kom ons dink vir 'n oomblik oor hierdie saak. Wil God by die mens teenwoordig wees? Wil hy? Hy hoef nie, maar wil hy? Wanneer ons teruggaan na die tuin van Eden, dan sien ons presies dit. God en sy mense, Adam en Eva, wat mekaar se teenwoordigheid geniet. Kom ons lees dit saam, Genesis 3, vers 6 tot 10. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat dit 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man, en hy het geëet. Toe gaan hulle oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblare aan mekaar gewerp en vir hulle skorte gemaak. En luister nou na hierdie vers 8, en hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens, en hy sê vir hom, waar's jy? Waar's jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak en daarom het ek my verberg. Die woord sê nie vir ons, hoeveel aande het hulle saam met God in die aandwindjie gewandel in die tuin nie. Ons weet nie, kon jare gewees het. Daar word nie vir ons 'n tyd gegee nie. Die woord sê nie vir ons waaroor het hulle alles gesels nie, en wat was die gesprekke wat hulle gevoer het nie. Die woord gee nie vir ons meer details, soos byvoorbeeld, het daar soms engele saam met God gekom, en ook saam met hulle gewandel, en saam gekuier, en saam gesels in die koel aandwindjie nie. Ons weet nie. Maar wat ons wel weet, is hulle het mekaar se teenwoordigheid geniet. En die sonde van die mens het daai kontak verbreek. God moes hulle uit die tuin van Eden en uit sy fisiese teenwoordigheid verban. Maar vriende, voordat hy hulle wegstuur, gee hy aan Eva die belofte dat daar uit haar een sou voortkom wat die Satan sou oorwin, dat hy wat altyd skeiding bring, oorwin sou word. En so sondig word die geslag van Kain, dat God die aarde en sy inwoners moet verwoes deur die vloed. En deur Noag gaan God voort om die lyn van Set voort te sit, en hy roep uiteindelik vir Abraham, soos ons verlede week gesien het, en dan roep hy sy volk uit slawerny en onderdrukking. Almal ken hierdie verhaal. Maar vriende, God is op pad iewers heen met hierdie verhaal. Wanneer ons sy woord van die begin tot die einde lees, dan sien ons God beweeg doelbewus in 'n rigting met hierdie verhaal. En waarheen is God op pad? Hy's op pad in een rigting. Hy's besig om die verhouding tussen homself en die mens te herstel
sodat die wat sy verlossingsplan aangryp, weer sy fisiese teenwoordigheid kan geniet en hy ons. Let op hoe dit intensifiseer deur die verloop van die skrif. Aan die vroeë gedeeltes van die Ou Testament kom God net naby aan sekere individue. Noag, Henog. Dan na die vloed roep hy vir Abraham. Hy worstel met Jakob in die Jabokspruit. Nou kom hy nog 'n bietjie nader. Hy roep vir Moses uit die braambos. Hy loop in die tog deur die woestyn saam met die mense, bedags in die wolk en snags in die vuur. Dan beveel hy Moses, bou 'n tabernakel, presies soos wat ek vir jou sê. En die oomblik toe die tabernakel voltooi is, trek God in die allerheiligste in en hy kom woon in die midde van sy mense. Hy kom al hoe nader. Hy kom al hoe nader. Wanneer hulle die beloofde land inneem en uiteindelik bou koning Salomo die tempel, kom woon God in die fisiese gebou in die allerheiligste, want hy beweeg aldeur nader. En dan skreeu 'n pasgebore seentjie in Bethlehem. Immanuel, God met ons. En hy kom nog nader. En hy kom wandel tussen sy mense. En toe sy werk voltooi is en hy van die Olyfberg af opvaar na die hemel, sê hy vir hulle, ek sal julle nie agterlaat as wese nie. En in Handelinge 2 sien ons dat hy stort sy Heilige Gees op die disippels uit. En nou kom woon hy binne in die harte van sy mense, nog nader. Nou vroeg hy waarlik saam met sy kinders, want hy's met ons, by ons, binne in ons. Nou vroeg hy saam met ons, en hy voel saam met ons, en hy tree vir ons in by die Vader met onuitspreeklike sigtinge. In die bedeling van die kerk word sy mense, sy tabernakel, sy tempel, sy allerheiligste. Nou woon hy binne in ons. Interessant, vriende, in die Ou Testament as jy dit lees, dan sien jy dat God nêrens sy Heilige Gees uitstort in die harte van enige persoon nie. Al wat jy lees in die Ou Testament is dat die Heilige Gees van God vaardig geword het oor sekere individue, jou profete, jou konings ensovoorts. Wanneer God wou gehad het hulle moet iets doen of iets sê, het die Gees van die Here vaardig geword oor hulle. Maar nooit was die Heilige Gees uitgestort op hulle nie. Die afstand tussen God en die mens was in die Ou Testament nog te groot, want die kruisiging het nog nie plaasgevind nie. God se teenwoordigheid was beperk tot die allerheiligste en die tabernakel, maar in die Nuwe Testament skeur die voorhangsel. God beweeg uit die allerheiligste en hy stort sy Gees uit in die harte van mense. Kan God nader kom as dit? Ja, hy kan nog nader kom as dit. Binnekort gaan ons Heiland regeer en hy gaan terugkeer vir sy bloedgewastes, sy bruid. Hy gaan deel met die nasies en met sy eie volk tydens die 7 jaar van verdrukking en dan kom die Here Jesus en hy kom as koning weer tussen ons woon en regeer as koning en hy sal weer fisies by ons teenwoordig wees. Vriende, ons is een stappie weg van sy kosbare fisiese teenwoordigheid. One small step. Weet jy wat se voorreg is dit om te leef in hierdie tyd? Weet jy, bly is ek het nie in die Ou Testament gelewe nie. Toe God ver was en mense onder die wet was. God is binne in ons harte. En binnekort gaan hy tussen ons wees, fisies, sodat ons aan hom kan vat, ons Here Jesus. Ons is een stappie weg.
Weet jy hoe ver het ons gekom? Weet jy hoe ver het God gevorder met sy plan? Om die teenwoordigheid van hom by die mens en die mens by hom weer te kan herstel. En dit is waarheen God op pad is met die mens wat hom aanneem. Ewig in mekaar se teenwoordigheid en om mekaar te geniet vir ewig. Daardie dag, toe Jesaja hierdie woorde aan 'n bang en 'n verskrikte volk bring, daardie dag waar tydens hulle geen idee gehad het van die groot prentjie, van die konteks wat ek en jy vandag het nie, daardie dag het God aan hulle gesê, ek is met julle, ek rou saam met julle, ek krimp in mekaar van wroging saam met julle, want ek was lankal by julle, deur die see, deur die rivier, en soos julle nog sal sien, deur die vuur, ek is teenwoordig, want ek is besig om hierdie probleem tussen my en julle op te los. Ons sal mekaar weer fisies geniet, soos in die tuin van Eden. Ek is hier vir die lang pad, wees verseker, ek is met julle, ek is teenwoordig op die regte manier, en ek gaan hierdie werk voltooi. Ons as die kerk en die bloedgewastes van God het ook hierdie belofte. Ons is ook in 'n ballingskap in hierdie wêreld, vriende. Ons is nie inwoners van hierdie wêreld nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar hy's by ons in hierdie ballingskap, in ons. Hy's met ons, hy sug saam met ons en hy rou saam met ons en hy ly saam met ons. In die laaste deel van ons Heiland se bediening op aarde, net voor hy opvaar, sê aan sy disippels, kyk, ek is met julle. Laat ons weer daai woord. Tot aan die volëinding van die wêreld. Bultema skryf, en ek is amper klaar, Israel is net so onvernietigbaar soos God se woord en verbond is. Wie Israel kan uitroei, kan meer doen as wat Satan en al die magte van die hel in eeue kon vermag het. Wat waar is van Israel, is net so waar van die kerk. Daarteen het die vlamme ook gewoed en die waters het gekook. Maar volgens sy belofte was die Here altyd by sy kerk. En dan vanaf vers 5, 6 en 7 gee God vir hulle sy beloftes. Wees nie bevrees nie, ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring. Ek sal aan die noorde sê gee, aan die suide hou nie terug nie. Elkeen wat na my naam genoem is, wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het en wat ek ook gemaak het. Ek is met julle. Teenwoordigheid is die tweede fundament wat ons het. En dit, vriende, is die grootste voorreg van die bloedgewaste kind van die Here. Saam met eienaarskap om aan God te behoort, soos ons verlede week gesien het, hy is teenwoordig in my lewe en in my hart. Daar's nie 'n groter voorreg as dit nie. Wat kan 'n groter voorreg wees, dat die Here van die hemel in my hart woon? Dit is die grootste seën van die bloedgewaste kind van die Here. Sy teenwoordigheid is waarvoor ons die dankbaarste moet wees. Sy teenwoordigheid is die verskil. Sy teenwoordigheid maak die verskil. Baie keer kry ons te doen met mense wat in sonde lewe en ons spandeer tyd met hulle en na ruk en sê hulle vir ons, wat is anders aan julle? Wat is anders? Sy teenwoordigheid. Dis nie ek of jy nie. Dis sy teenwoordigheid wat hulle aanvoel en agterkom. Hier's iets anders. Mense raak opgewonde oor baie dinge vandag, geld en sukses, nuwe goed, groot avonture. Maar die kosbaarste wat ons het as bloedgewaste kinders van die Here is hy in ons. Sy teenwoordigheid is waaroor ons die meeste opgewonde moet wees en waaroor ons die meeste moet waak. Dat ons dit nie verloor nie. Daarom wil ek hierdie boodskap afsluit met 'n kwalifikasie. In die Nuwe Testament is sy teenwoordigheid afhanklik van ons reinheid en ons heiligheid. Die woord van God is baie duidelik daaroor. Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. En ek kan 'n hele paar ander verse bysit, maar terwille van tyd gaan ons net hierdie een gebruik. God woon nie saam met sonde nie. Ons sien dit in die Ou Testament so duidelik,
wanneer die volk van God in sonde verval het. God het toegelaat dat sy verbondsark weggevoer word na die Filistyne toe, maar hy het nie daar gebly tussen hulle en hulle sonde nie. Dis 'n skriftuurlike beginsel. Hoe weet ek dus dat die Heilige Gees van God in my hart teenwoordig is? Eerstens, ek het 'n getuienis van wedergeboorte. Baie belangrik. Tweedens, ek het my sonde bely en weet my sonde is vergewe. Derdens, ek het my rug op sonde in hierdie wêreld gedraai. Vierdens, ek wandel in reinheid en in heiligheid voor hom en sy woord en sy koninkryk is vir my kosbaar. Dis hoe jy weet, die Gees van die Here is in jou. Jy sal 'n weerstand begin kry in sonde en die gemors van hierdie wêreld. Die Gees van die Here is in jou. Hoe weet ek die Heilige Gees is nie in my teenwoordig nie? Ek het nie 'n getuienis van wedergeboorte nie. Ek het nooit my sonde bely en vergifnis ontvang nie. Ek lewe dus in sonde as 'n daaglikse ondervinding, selfs al is ek godsdienstig of probeer godsdienstig wees. En daar's 'n verskil tussen iemand wat 'n sonde doen, 'n kind van die Here wat in sonde val, miskien nie meer verloor of 'n verkeerde ding sê en dit dan dadelik bely, en iemand wat in sonde bly voortleef as 'n daaglikse ondervinding. Dis hoe jy weet die Gees van die Here is nie in jou teenwoordig nie, want jy leef daagliks in sonde, jy leef in sonde, dis jou daaglikse lewe. Jy staan dus alleen, en as jy deur die vuur gaan is jy alleen, en as jy deur die water gaan is jy alleen, want God is nie teenwoordig waar sonde gedien word nie, kan nie wees nie, is onmoontlik. Vriende, laat ons onsself nie mislei nie. Geen mens wat in sonde lewe, het die Gees van die Here in hom of haar nie. So ek wil vanmôre, miskien vir iemand wat na hierdie boodskap later gaan luister, miskien is dit nie vir iemand in hierdie gebou nie, maar ek wil net vir jou sê vanmôre, as jy in sonde lewe, jy en jou kerel, as julle jong mense is, jy en jou kerel, of jy en jou meisie, bly sommer lekker saam in sonde. Die Gees van die Here is nie teenwoordig daar nie. Kan nie in jou hart teenwoordig wees as jy in sonde lewe. Hy vertrek van jou af weg. As jy elke naweek lekker drink en kuier, maar Sondag sit jy in die kerk, Gees van die Here is nie teenwoordig in jou lewe. Sonde is, maar nie die Gees van die Here nie. As jy jaloers is op jou naaste en jou naaste beskinder en beswadder, die Gees van die Here is nie in jou hart nie. Sonde is, maar nie die Gees van die Here nie. En so kan ons aangaan en aangaan, soos die Engelse sê, you get the drift. Sy teenwoordigheid is die tweede kosbare fundament waarop ons kan bou, net soos wat Israel daarop kon bou. Maar sy teenwoordigheid in die Nuwe Testament kom met 'n voorwaarde. Twee voorwaardes. Wedergeboorte en heiligmaking. Sonde moet uit jou lewe uit, wanneer jy wil hê dat God teenwoordig moet wees in jou hart. Want God woon nie waar sonde heers nie. Kom ons dank hom dus, as ons kinders van die Here is wat in gehoorsaamheid voor hom wandel, kom ons dank hom vir sy teenwoordigheid. Dis die kosbaarste wat ons het. Ons is sy eiendom en hy is teenwoordig. Kom ons dank hom vir hierdie tweede sterk fundament waarop ons kan staan. Die Here is met ons. En kom ons waak daaroor met groot sorg, dat ons dit nie verloor nie. Maar dat ons daarin sal groei, want binnekort sal ons fisies, vriende, ek kan nie wag daarvoor nie, fisies in die koning se teenwoordigheid wees. Fisies in die Seun van God en God die Vader en God die Heilige Gees se teenwoordigheid wees. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Kom ons bid saam. Here, weer eens soos verlede week toe ons gebid het vir iemand wat sê, ek is nog nie die eiendom van God nie. Weet nie waarvan jy praat nie. Bid ek vanmôre vir hulle wat hierdie woord gehoor het en
wat sê, God is definitief nie in my lewe teenwoordig nie. Sonde is, God is nie. Bid ek dat u daardie persoon sal help om, soos ons ook verlede week gevra het, voor u neer te val, hulle sonde te bely, op te kyk na u vir redding, en Here hulle rig op hierdie wêreld en hierdie sondige plek te draai. Sodat u gees in hulle harte kan uitstort, en hulle u teenwoordigheid kan begin beleef en ervaar en geniet. Dankie dat ons een stappie weg is van fisies in u teenwoordigheid wees. Wat 'n voorreg om in hierdie tyd te lewe, Here. Sal U ons help om dit nie te minag of as goedkoop te beskou nie, maar U teenwoordigheid te koester met groot sorg, totdat U kom om ons te kom haal. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.